Vind krag hier waar die sterre sag en wit oornag. Vind rus hier waar die aarde stil en donker is. Hier waar 'n ou kerk vol note en vol asem is. Waar herinnering by jou kom staan. Waar musiek aangestap kom oor die Roggeveld se ruwheid. Hier waar jy gevind word in die eenvoud van 'n tweespoorpad, van 'n ou mis, van 'n dag wat nuut is. Prediker 3 vers 12 tot 15. So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. En ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Ek het ingesien dat alles wat God doen vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat is, was al reeds. En wat sal wees, was al reeds. En God soek weer op wat verbygegaan het. Ag nee, oké, ek hou daarvan om van tyd tot tyd te droom daaroor hoe dit sal wees om regtig 'n massiewe bedrag geld te wen, soos 'n lotto of iets. En dis dalk hoekom jy al voorheen ook gehoor het hoe ek daaroor praat. Hierdie is waarskynlik nie die eerste keer nie, want dit fascineer my. Byvoorbeeld, ek sal glad nie omgee om hierdie dilemma te hê nie. Partykeer as mense die lotto wen met hulle kies, wil hulle al die geld op een slag hê, of wil hulle dit meer soos 'n salaris maandeliks kry oor 'n baie lang tyd? Die eerste een is meer opwindend, die tweede ene is meer vervelig, maar blykbaar die beter opsie. So ek wil met hulle 'n deal maak en sê, gee my net genoeg geld dat ek soos 5 van my grootste drome nou kan afhandel, en dan daarna kan julle vir my die vervelige opsie gee. Eintlik is dit hoe ons die lewe ook kry. Dit wat goed en sleg is, meer soos die sogenaamde vervelige opsie wat ek nou genoem het. Nie alles op een slag nie, maar eerder 'n bietjie van alles, eintlik elke dag. En ek dink dit is hoekom dit lekker is om te dagdroom oor 'n groot verandering, 'n groot regryk, 'n groot ommeswaai. En is nie dat die groot regryk nie met ons gebeur nie. Dit is net geneig om na ons te kom op maniere wat ons waarskynlik nie self sou kies as ons kon kies nie. Barbara Kingsolver beskryf dit so, sy sê, every one of us is called upon, perhaps many times, to start a new life. A frightening diagnosis, a marriage, a move, loss of a job. Nie alle goed is noodwendig sleg nie, maar dit is definitief nie maklike goed nie. En dit is groot goed wat ons baie keer kry op 'n punt waar ons op 'n nuwe manier kan leef, waar ons verandering kan beleef. Prediker 3 vers 11 wys ook vir ons iets van daai die lewe een dag op 'n slag. Dit sê, true, God made everything beautiful in itself and in its time, but he's left us in the dark, so we can never know what God is up to, whether he's coming or going. Daai, die kom en die gaan, die begin en die einde, die klaarspeel, die afhandel, die skoon bladsy, die groot boerpot wat maak dat alles nou vinnig kan verander, is die meeste van die tyd nie vir ons bedoel nie. Dit is nie hoe ons die lewe leef nie. En ek dink daar is die rede hoekom ons baie keer wil hinker na iewers anders. 'n groot, mooier, beter, nuwe lewe eendag. Die fliek Groundhog Day is nogal 'n mooi beeld daarvan. Die fliek is amper so oud soos ek, so ek het dit onlangs eers gekyk, nie toe dit uitgekom het nie. Die hoofkarakter Phil Connor kom agter, hy is vasgevang om in 'n siklus wat hom net dieselfde dag oor en oor laat leef. Elke dag word hy wakker in die dag wat hy gedink het die vorige dag is, oor en oor en oor. Aan die een kant lyk dit asof dit lekker kan wees, want dit maak sy lewe voorspelbaar genoeg dat hy die system bietjie kan game of kan hack. Hy kan
al die voorspelbaarheid gebruik om dinge na sy smaak te laat gebeur. Hy kan mense wat hy verhoudings mee wil hê, leer ken en sy kaarte so speel dat hy hulle kan oortuig om romanties in hom belang te stel. Hy kan die wet oortree, maar môre, al gaan slaap hy vanaand in die tronk, môre word hy wakker in gister se lekker gemaklike bed. En, ag ja, hy kan wyn drink soos wat hy wil. Hy gaan nie 'n babbela sê nie, want hy word wakker in gister, nie in môre nie. En vir 'n tyd lank dink hy, great, hy kan met alles wegkom. Maar iewers besef hy, al kan hy met alles wegkom, hy is vasgevang in 'n dag in 'n dorp waar hy nie eens wil wees nie, en hieruit, uit hierdie kringloop, kan hy nie wegkom nie. So op die ouende, al wat hy eintlik miskien kan verander, is net hy self. Hy kan nie die dag en die mense in die dorp waar hy is verander nie. So hy probeer om homself te verander, en ironies genoeg, nie vinnig nie. Dit is nie net 'n besluit wat hy neem nie, hy leef nog deur 'n klomp van daai selfde daai afgesaagde dae, voordat hy dit reg kry, om self nie te word, en self die dorp, die mense om hom, dit wat met hom gebeur, dit wat om hom gebeur, met nuwe oë te sien. Prediker 3 vers 15 in die 2020 vertaling sê, wat ook al gebeur het, was lankal daar. En wat gaan gebeur, het lankal gebeur. God haal weer na vore wat verby is. Dit klink vir my nogal soos Groundhog Day. Selfde dinge gebeur oor en oor. Daar is 'n kringloop aan die lewe. Net wel noem, dit is, jy moet werd om te sê, die regisseur van die film sê hy is al gekontak deur priesters, boeddhiste, rabbies, selfs psigoanaliste, en almal van hulle dink die fliek vang iets vas van dit wat hulle nog altyd probeer sê. Ek dink is dalk net omdat dit iets van die menslike belewenis is. Selfs al is ons nie soos Phil Connor in 'n presies dieselfde dag, die identiese dag en datum oor en oor nie, is dit wat Prediker hier raakvat. Die waarheid van die lewe is, ons beleef iets van 'n siklus, en wat die waarheid daarvan is al wat ons eintlik het, is hier. Nou, ons is nou hier. Soos die gedig wat ons ook vanoggend van Willem van der Kolf gelees het, wat 'n mooi beeld is van hoe dit goed vir ons kan wees, om nie te smag na daar nie, maar om bietjie hiernatoe te kom. Michel de Montaigne, ek weet nie om sy Franse naam te sê nie, het 'n snaakse aanhaling wat sê, on the highest throne in the world, we still sit only on our own bottom. In Karel Antonissen se notas vir hierdie week wat kom, verwys hy na 'n vraag wat baie van julle miskien al gehoor het. 'n Bekende vraag wat gebruik is in 'n gewilde evangeliseringsbeweging wat sê, sal jy sou vanaand tot sterwe kom? Wat sou jy by die hemelse poorte sê om vir hulle te oortuig, hulle moet jou inlaat? Karel Antonissen onthou dan dat in die tyd toe hierdie vraag veral gewild was daar 'n vrou wat nie tevrede was om nie, en sy het gevra, wat as ek môre wakker word met nog 'n dag voor my, en as 'n mens moet ek in daardie dag leef? Ons iets daarvan in die wat ook al gebeur het, was lankal daar, wat gaan gebeur het, lankal gebeur. Dis die moeiliker vraag, en dit is die vraag wat eintlik die waarheid is die lewe gebeur elke dag, en die vraag is, hoe kan ek dit leef? Wanneer Jesus uit die woestyn uitkom, in Markus 1, is die eerste woorde wat hy sê, woorde wat te maak het met verandering. Hy praat oor, Markus 1 vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Daai bekeer julle is bekende woord wat julle waarskynlik al gehoor het, metanoia. Nou, Ronald Rolheiser herinner ons daaraan dat metanoia, die makliker manier om te dink wat metanoia is, as om net te dink aan bekeer en druk jouself reg, dis die teenvoeter vir paranoia. Para beteken langs aan, om langs jou eie noia, jou eie denke te wees. Metanoia is om jou denke groter te maak, verder te vat, of jou denke te
verruim. Ek kry my lewe, my dae van my lewe kom na my toe en gaan soos die see se getuie. Metanoia is om my uitsig op die lewe en op my lewe te verruim op so 'n manier dat ek in liefde kan raak sien hoe hierdie siklus my ook kan vernuwe, my ook nuut kan maak. Die teendeel daarvan is om verruiming eintlik te verwar met iets soos om ruimte toe te gaan. Selfs al wil jy nie noodwendig op Mars se huiseienaars, se eerste huiseienaarsvereniging dien nie. Ek dink die meeste van ons behoort maklik te kan raak sien hoe daar allerlei maniere is wat ons probeer om weg te kom van hierdie aarde waarop ons voete staan. Smag na allerlei dinge wat nie nou hier is nie. En probeer om op allerlei hoë trone te sit soos wat daai Michel de Montaigne gesê het. De Montaigne. Ons smag na al hierdie dinge, ons hinker na al hierdie dinge en ons kyk hierdie aarde wat vir ons gegee is en hierdie lewe wat vir ons gegee is mis. As ons na Jesus se voorbeeld kyk, is dit presies die teendeel wat Jesus gedoen het. Jesus het hiernatoe gekom, so ons kan hier ook nader aan Jesus kom. Kester Bruin het 'n hele boek geskryf, Getting High, oor hoe hy na hoër plekke smag. En hy sê dit so: True love is not the magnificent ecstasy, not in the spiritual heights, nor in the technological paradises we construct. It is in the tough choice to return from these high places, to be grounded in the earth. Of soos Karel Antonis in dit sê, om getrou aan hierdie aarde te wees. Kester Bruin gaan dan verder en sê, it is in withdrawing the hand Michelangelo painted, stretching out to God and reaching instead for those around us. Nou daar's 'n bietjie agterdog in Kester Bruin se woorde hier oor om ons hand weg te trek van God daarbo af. En dit gaan oor dat hy moeilike belewennisse met godsdiens gehad het. Ek wil daai agterdog uitdaag en sê, as ons regtig kyk na Jesus se lewe, dan is die uitnodiging tog dat ons in die uitreik na dit wat om ons is, na die aarde en almal daarop om ons, dan is dit waar ons nader aan Jesus kan kom. Wendell Berry sê, sonder behoorlike sorg vir die grond, het ons nie eens enige gemeenskap of enige gesond word of heel word nie. Want sonder die grond, sonder hierdie aarde, het ons nie lewe nie. So hoe lyk dit? Daar is allerlei maniere en ek dink die beste manier is om dit regtig letterlik op te neem. Om letterlik te sê, hoe kom ek terug aarde toe? Hoe word ek getrou aan die aarde? Theo het vir my voorgestel, gaan kyk bietjie na die Jode en ons eintlik van die bekende gebruike wat die Jode het, wat presies dit is. Sabbat, wat ons geërf het uit die Joodse tradisie. Sabbat word soms beskryf as 'n wildernis wat die week se gejaag na wind onderbreek. Sabbatsjaar, waarvan mens ook in die Ou Testament lees, waar die grond elke klompie jare 'n kans gegee word om te rus, waar dit nie geplant word nie, sodat die grond kan rus en sodat die grond weer op 'n willer manier kan herstel. Daar's iets daarvan as ons 'n Sabbatsjaar waarneem om terug te gaan na die wildernis toe, terug te gaan na die aarde toe. Of daar is 'n nuwe jaar vir bome in die Joodse tradisie. 'n Viering wat, soos wat ek ook gesê, die lewe is soos getye, wat eintlik regtig weer teruggaan na die ritme van die lewe en kyk na elke nuwe jaar se nuwe maan en bewus word daarvan die waarde wat bome vir ons gee en hoe bome eintlik ook vir ons simbole van God se heiligheid is en die heiligheid van die aarde is. Waar bome geplant word, waar bome gevier word, raak gesien word en waar bome waardeer word vir die geskenke wat ons daarvan kry op 'n stadige, getroue manier.
Dis sommer net 'n paar idees. Ons kan gaan sit in die natuur en ons kan bid saam met die blomme, saam met die bome, saam met die voëls en die sterre. En ons kan op daai manier op hierdie aarde herinner word wat dit beteken om getrou te wees aan die aarde en hoe dit ons help om weg te kom van prediker se gejaag na wind en hoe dit ons help om nader te kom aan die goeie wat God vir ons gee elke dag bietjie vir bietjie op daai manier in ons gewone lewens. Kom ons bid saam. God, U het elkeen van ons 'n plek gegee in hierdie lewe wat soos 'n siklus, soos 'n kringloop op 'n manier herhaal, maar U het ook vir ons die geskenk gegee om nuut te kan word in hierdie siklus, nuut te kan word in hierdie kringloop. As ons eerder as om weg te kom van hierdie plek af, as ons eerder saam met U hierdie plek regtig kan ontmoet, regtig kan leer ken. Help ons om dit dag na dag te doen, om nie te probeer wegkom nie, maar om eerder ons uitkyk te verruim. Amen. Daar is nou geleentheid vir jou om te gee. Jy kan dit doen met die kode op die skerm of die bankbesonderhede op die skerm. Ons waardeer dit maak dit wat ons doen by Envia moontlik. En ek het nou gepraat oor 'n paar gebruike, gaan kyk 'n bietjie op ons webblad na van die gebruike wat ons ook het, soos byvoorbeeld onderskeidingstydperke of instilte, allerlei praktyke en geleenthede wat ons het om jou te help om weer in voeling te kom met dit, wat dit beteken om getrou aan die aarde te wees. Ons waardeer dat jy op hierdie manier deel is van ons gemeenskap. Dankie.